So die topic waarmee ons nou op die oomblik besig is analitiese meetkunde. Nee? Nou ons het die afgelope 2 dae, donderdag en vrydag, het ons graad 10 analitiese meetkunde hersien, waar ons gekyk het na goed soos, en dit is ongelukkig nou nie meer hier op die bord nie, maar hier is die moeilike vraag wat aan die einde van die hersiening was. Maar jy het woordjies soos die afstand van 'n lyn of die lengte van 'n lyn, lengte, jy die middelpunt van 'n lyn stuk, jy die gradiënt, dis dit. Wat vergeet ek? Dis dit. Daai 3. Oor die vergelyking van 'n lyn. Okay, nou hierdie 2 is in graad 11 die fokuspunt, die gradiënt en die vergelyking van 'n lyn, the gradient and the equation of a line. Okay, so op bladsy 191 is 'n skitterende oefening wat ek saam met jou wil doen, om seker te maak jy kan die vergelyking van 'n reguit lyn bepaal. En hierdie gaan nou sommer ook vir jou help vir vraestel 1 se grafieke. Hoor, is presies dieselfde lyn. Dis nie 'n nuwe lynstorie nie. So die lyn is nog steeds y gelyk aan mx plus c, onthou julle? That stays the same. Wat is jou formule vir gradiënt? y2 minus y1 op x2 minus x1, né? Dis die gradiënt se vergelyking. Nou, ek hoop jy's oop op bladsy 191, né? Dis waar jy moet oop wees. Op bladsy 191 is die eerste vraag byvoorbeeld, bepaal die vergelyking van 'n reguit lyn wat ewewydig is aan y gelyk aan minus 3x plus 4. Hy moet ewewydig wees. Wat is die Engels vir ewewydig? Parallel, né? En hy gaan deur die punt minus 1, 5. So jy begin met jou gradiënt. Wanneer 2 lyne ewewydig is, het hulle dieselfde gradiënt. Nou, wees net versigtig. It needs to be in this shape for you to find the gradient. So sê nou maar, hulle het hom vir jou gegee in hierdie shape, ax plus by plus c. Soos 3x plus 5y plus c gelyk aan 0. Dan moet jy eers vir y alleen kry. Dit noem ons standaardvorm, dit is algemene vorm. Met hierdie een kan jy bitter min doen, jy lyk om niks. Met hierdie een kan ons baie doen. So ek begin met y gelyk aan minus 3x plus c, want ek weet nie waar my nuwe lyn gaan deurkom nie. En wat dink jy doen ek dan? Stel die x en die y in, hier en hier. In die plek van. So y is 5, x is minus 1, en ek weet nie wat is c nie. Dis 3, 5 minus 3 is 2. So my nuwe lyn is y gelyk aan daai gradiënt plus 2. Dit help altyd as jy vir die persoon wat jou werk merk, aandui, hier is my nuwe lyn. Dan merk ons sommer daar, tjik, tjik, klaar. Yes. Loodreg, nommer 2. Can I just have the English for a moment? Who's going to read me the English? Okay, niemand, chirp. Loodreg is op y gelyk aan minus 'n half x plus 3 en deur die punt 1, 3 gaan. Die idee is dat jy die loodregte gradiënt so kan sê. Wat gaan gebeur? Hy moet flip en sy teken moet verander. So ons gradiënt is minus 'n half, wat gaan ons nuwe gradiënt wees? 2. Okay.
As jy nie weet hoe om dit te doen nie, hier's die formule. Om die nuwe een te kry, vat jy -1, daai -1, gedeel deur die gradiënt wat jy het, -1/2. En dan gaan jy sien, jy kry 2, as jy twyfel. So dis die formule, -1 gedeel deur die gradiënt wat jy het. Dit gee vir jou die loodregte gradiënt. So ons gaan sê 2x plus c, en nou stel ons weer die punt in, x is 1, y is 3, c is 1. So my lyn is y gelyk aan 2x plus 1. En hy gaan loodreg wees of perpendicular op hierdie een. Ja, nou wat is die probleem met die volgende lyn? Hy is geshuffle, dis mooi gestel. Hy is geshuffle, sy y is nie alleen nie. Ek gee julle goue minuut. Kyk of jy hom kan shuffle, dat sy y heeltemal alleen is. Daar moet staan 1 y. Go. Yes. Dis hy. Y gelyk aan 2 op 3x plus 10 op 3. Nice, ek sien hoe knik julle koppies. Nou wat gaan jy nou doen? Dis ewewydig, parallel. The new line starts with y equals what over, is it the same or is it the flipped? It's the same, nee? So it's 2 over 3x. And then I say plus c. Ek sal nie, ek as fris, ek wil eintlik hê jy moet soort van dit nou doen. So kyk, daar het jy hom standaard vorm, nee? En dan fokus jy op die lyn ewewydig, op die woord. Wat beteken, daai gedeelte gaan dieselfde wees in my nuwe lyn. Nou begin ek my nuwe lyn. Sit ek hom daarin. En nou, vat ek my punt wat hulle vir my gee, hulle sê, hy gaan deur die ding. So in die plek van x kom 3, in die plek van y kom -10. En dan werk ek vir c uit. Hy is geshuffle, ons y moet eers alleen wees. Kom ons deel deur wat? 5, nee? Min 3 op 5x. Wat nou? Perpendicular. Kom ons gebruik die formule net vir die mense wat onseker is. So om die loodregte gradiënt te kry, doen ons -1 gedeel deur -3 op 5. Nou die effek is, mense, dat daai 5 en 3 ruil en minus gedeel deur minus is plus. Dis 5 op 3. En onthou nou, hierdie ene dalk nou nie 'n plus c gehad nie, maar jy sal moet 'n plus c bysit by jou nuwe een. Jy gaan begin met y gelyk aan 5 op 3 x plus c. En ek het maar die gewoonte, die punt wat ek instel hierso, skryf ek eers hier langsaan. Want julle sal nie glo nie, onder eksamenstres, dan ruil julle wragtig vir x en y om.
Regtig waar. En dan, die ding is, as die kind dit glitch, nee, hy ruil vir X en Y, dan doen hy dit by al sy somme. Dis asof hy dit dan regdeur doen. So vat jou alfabet, jy weet X kom voor Y, so X is eerste. As jy vat net daai oomblik en dink weer. 5 op 3, 3, plus C, min 1. Nou dit kanselleer uit, min 6. So. Y gelyk aan, daai gradiënt, 5 op 3x, min 6. Mense, hierdie reguitlyn storie is soos 'n 3-term. Hy's oral. Hy's in analitiese meetkunde, hy's in kalkulus, hy's in die eerste vraestel by funksies. Hy's selfs by die trigrafieke is hy ook in. So as jy hierdie kan doen, kan jy omtrent 20% van al jou vraestelle beantwoord of nie beantwoord as jy dit nie kan doen. So dis hoekom ek nou soveel tyd hier aan spandeer. Ons nommer 5 is nou NB asseblief. Hierso gaan ons werk met 'n horisontale lyn. Dit sal help as ons op die prentjie is. Horisontaal. English. Deesdae met autofix en whatever weier hy wil horizontal met 'n Z spel want hy's American. Maar is actually met 'n S if you show English. Horizontal. Nou, horizontal lyk so, né? Soos ek op my bed. Ek sê altyd ek is lief daarvoor om 'n HOD te wees. Horisontaal onder duvet. Dit werk vir my. Dis horizontal. Horizontal se vergelyking is altyd y gelyk aan 'n konstante waarde. Y gelyk aan 3, y gelyk aan min 3, y gelyk aan 0. Wat wie is? Y gelyk aan 0 special, wie's dit? Die x-as. Y gelyk aan 0. Nou sê hulle hierso vir my, hierso is 'n lyn wat horisontaal is deur 3, 2. Nou moet jy weet, moet ek nou die x gebruik of moet ek nou die 2 gebruik? Ek moet die 2 gebruik, né? Want dis die y-waarde. So wat is die y-waarde hierso? 2, so die lyn is y gelyk aan 2. Ses is vertikaal soos 'n lamppaal. So dis vertikaal. Vertical. Sal ons sê vertical like a what? Vertikaal. So vertikaal loop so en sy vergelyking is x gelyk aan 'n konstante waarde. En hulle sê vir ons hierdie ding gaan deur -3, 7. So wat gaan sy vergelyking wees? X is gelyk aan -3. Dankie. Ok, nou gaan ons oefen op julle kan gradiënt doen, hè? Op bladsy 192 is daar 'n B. En ek wil net hê jy moet vir my, hulle sê bepaal die vergelyking van die reguitlyn wat deur die 2 punte gaan. So nou moet jy eers die gradiënt bereken. En dan een van daai 2 punte moet jy instel. Ons gaan net een van hulle doen, nommer 3. Kyk of jy hom nou vir my kan doen. Nommer 3. Hy gaan deur die punte 3, -7 en 5, -4. Bepaal die lyn se vergelyking.